En ons is weer live. Ek het nou net 'n ander T-hemp en 'n baadjie gaan aantrek, want ja, dit is nou 'n ander video wat ek hier sou maak. En ek probeer nou die ding se kraag en die goed, probeer ek nou uitsorteer, maar weet julle wat nee, hierdie knope en goed van hierdie T-shirts en goed is nie na wense nie, en ek wil nie te laat die video begin nie. So, daar sê, ek dink ek lyk nou netjies genoeg. Lyk ek nou lekkies, weet, ek lyk nou nie soos 'n ou wat net rustig sit en chill nie. So ek net vir 'n ander T-hemp gaan aantrek in hierdie baadjie, sodat ons kan 'n ander video maak. Ek is 'n eenvoudige mens, man. Weet julle, ek is 'n eenvoudige mens, ek het 'n rustige bestaan gehad, en ek is basies in die diep water gegooi met die Federale Alliansie. Ek het nooit in my wildste drome kon droom in 2015, dat ek in 2025, 10 jaar later, sou sit in Pretoria en worstel met swart konings, etniese konings, en worstel met boere, en worstel met teologie, en worstel met al hierdie goed nie. Ek het dit nooit in my wildste drome kon dink nie. In 2015, inteendeel, nadat ek teruggekom het uit Australië uit, in 2014, het ek aangegaan met my meubelbedryf. Ek het saam met 'n vriend 'n plot oorgeneem, en ons sou 'n mini lodge daar sou bou, met 'n paar wilde diere. Ek het so 'n paar kudu's daar gehad, en ons het 'n lekker dam op die plot gehad, mooi dam, ja. Ek het selfs paadjies uitgelê wat mense kon gaan stap, om die dam te gaan sien, en as jy gelukkig is, kon jy die kudu's ook sien op jou pad. En kudu's is maskie, hulle sal nie sommer 'n mens aanval nie, maar as jy net rustig loop op die plot, dan kon jy die kudu's gesien het. En ons het begin werk aan hierdie plot, en ons het die plot begin opbou, ek en 'n vriend van my, Okkie Kutse. Maar in die begin van 2015, hierso so om en by April maand se kant, toe weet ek daar is iets anderste wat ek moet doen. Want in Januarie maand van 2015 het ek wakker geword uit 'n droom uit, waar ek glo Vader vir my gesê het, stig 'n politieke party. Nou, ek het nie onmiddellik geweet wat om te doen nie. Ek het 'n website opgetrek, en ek het dit genoem die Transvaalse Republikeinse Alliansie. Dis waar dit begin het. Die Transvaalse Republikeinse Alliansie. Die TRA. Ek het die boervlag gebruik as 'n voorbeeld. Julle weet, vir my uitleg, vir my design het ek die boervlag gebruik, en ek het toe begin praat oor ons boervolk, en ons moet saam staan, en ons moet die dinge begin reg doen, en dies meer. Ek het nie regtig waar 'n idee gehad wat om te doen nie. Weet, hoe stig mens nou 'n politieke party? En in 2015, dieselfde jaar, toe kom daar 'n Engelse vroutjie op Facebook, en sy sê toe sy gaan 'n toer reël na die Witkruis monument. Sy gaan 'n toer reël. Toe besluit ek nou goed, ek sal nou graag deel wil wees van hierdie toer, en ek laat weet daartoe, ek steun ook 'n Hanja op die plot, en ek laat weet daartoe, ek gaan deel raak van hulle toer. Ek het toe besluit om na die Witkruis monument toe te gaan, daar aan die ander kant Pietersburg. Ek hou nie van die woord Polokwane nie, dit is nie deel van my opbrengs nie. En ek sien hier's twee mense hierso, ek ken daai profiel min of meer, ek weet nie of dit Jolanda is nie, kan nie onthou nie. En dan Mariaan is ook weer hier, Mariaan was op ons vorige video ook gewees,
En toe gaan ek en ek kry vir my een van my mooi broeke aan met my swart skoene en my langmou wit hemp en ek gaan toe en ek kry 'n kar van 'n persoon wat ek geken het in Johannesburg. Ek het 'n dame geken in Johannesburg. En wragtig nee, ek moet gou net my dokumente hier oopmaak net om weer haar naam te kry, want daar's soveel dinge wat nou al gebeur het al. Soveel dinge wat nou al gebeur het en ek probeer nou net gou dink. Laat ek nou net kyk, waar het ek dit neergeskrywe? Ja, ek gaan te vinnig deur hierdie, soos dit. Mevrou Helmie de Pre was haar naam gewees. Ja, ek het dit vergeet. Maar in elk geval, ek bel toe vir Helmie, want ek het geweet, sy het 'n konstruksiebesigheid in Johannesburg, en sy het meer as een voertuig. Toe bel ek haar om uit te vind of ek nie net 'n voertuig kan leen by haar nie. Ek sal die brandstof ingooi, en seker maak dat alles goed gaan, en dan sal ek, daar sou Jan ook, en dan sal ek nou ry, en ek sal na die Witkruis monument toe gaan. Sy het ingestem, ek het haar geken, sy was maar net 'n kennis gewees, een van die Facebook vriende wat mens kry, en sy het goedgunstig ingestem om my te help, en ek het toe gegaan, en die ontmoeting by die Witkruis monument was vir 10:00 die Saterdagoggend. Nou, omdat ek baie ver gery het, ek het gevlieg, ver gery, dis 2015, toe kom ek uiteindelik 11:00 by die Witkruis monument aan, 11:00. En ek weet toe ek is laat, want daar is niemand nie. Daar aan een kant het daar 'n bakkie gestaan met mense, en ek het vir my 'n vlag laat maak vir die Transvaalse Republikeinse Alliansie. Ek het my eie vlag gemaak. Ek sal hom eendag vir julle wys, ou Jan. Ek sal die vlag uithaal en vir julle wys. Dit is als deel van hierdie hele geskiedkundige stories wat nou aangaan. En ek het toe maar my ou vlaggie uit, en ek het my swart hoed wat ek laat maak het in Australië. Hulle noem hom 'n Kettleburn hoed. Dis 'n Cobra hoed. Hy het my $100 Aussie gekos daai tyd. En ek is die enigste ou in die Aussie geskiedenis daai tyd, en ek praat van 2011 toe ek die hoed gemaak het, die enigste ou in die Aussie geskiedenis daai tyd wat gevra het vir die spesifieke maakie Kettleburn in swart. Nou ek noem dit omdat dit 'n belangrike rol later speel. In elk geval, dit is toe nou my boerehoed, en ek het my swart hoed op, en ek het my langmou wit hemp en my swart broek, en ek het foto's daarvan, ek sal eendag vir julle wys. En nou staan ek daar tussen die kruise. Ek is laat. Ek is alleen hierso. Ek sê wel, Vader, ek het gevoel in my hart, ek moet hier so wees, en toe bid ek nou maar, daar tussen die kruise, en ek het klaar gebid, en toe loop ek maar weer teen die kop op, en toe ek ander kant by die koppie afkom, toe kom daar 'n magdom 4x4 voertuie, ander tipe bakkies, 'n bus, en hier kom ek nou afgeloop, en hulle kom nou opgery na die parkeerarea toe. Nou die parkeerarea aan die ander kant die koppie, as julle die plek ken, sal julle sien, dit is net 'n stuk grondgebied, dis al wat dit is. Goeienaand ou Mani ook. Dis net 'n stuk grondgebied, dis al wat dit is. En ek is toe nou daar, nou staan ek daar met my wit hemp en my swart hoed en my vlaggie in 2015, so April maand se kant, nou staan ek daar, en ek staan regtig uit, jy weet, wat soek hierdie ou hier saam? En die mense klim uit die voertuie uit, en hierdie vroukie, ek kan ongelukkig nie haar naam onthou nie, ek sal eendag weer haar naam onthou, maar sy kom reguit op my afgestap, en sy sê vir my, "Are you Richard?" Sy praat, dis mos nou Engels. "Are you Richard?" Ek sê ja. Sy sê, "Ek wil hier by jou staan." En sy kom staan hier op my linkerkant, en nou kom al die mense uit die voertuie uit, dis 'n menigte mense, en daar's 'n TV-kamera ook, SABC2, dis ook daar, en al hierdie mense vorm so 'n kring, hier om ons. Nou staan ek daar met my vlaggie,
En sy begin praat en sy vertel, was haar naam nie Helen gewees nie. In elk geval, nou praat sy van die boere wat vermoor is en die rede hoekom die Witkruise nou hierso staan. Goed. Sy praat. En nou hou ek die mense dop, jy weet, party van hulle het bier in hulle hand, ander staan in rook, ander staan in chi met mekaar, hierso die kant en daai kant. En die kamera is nou op haar. En toe sy nou klaar gepraat het, toe draai sy nou na my toe, en toe sê sy vir my, Richard, would you like to say something? Nou kyk, jy gee my nie 'n halwe kans nie. Toe sy dit sê, toe draai ek na die mense toe, Jan, Mani, Marian, ek draai na die mense toe, en ek sê vir hulle, julle kom hier na toe om vir my volk te kom bid. Ek sê, wat laat julle dink dat my God vir julle gaan hoor? Ek onthou dit soos daglik. Julle staan hier met drank in julle hande, julle praat terwyl hierdie vroutjie praat, julle rook, julle steur julle nie aan haar nie, maar julle het almal hier gekom om vir die boere te kom bid. Julle het almal hier gekom om vir die boere te kom bid, maar julle is disrespekvol. My God gaan nie na julle luister nie. Ja, mense, maar ek steek 'n preek daar af, nee. O Johan, wat sê jy? Toe ek klaar gepraat het, toe sê ek vir hulle, maar julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek sal vir julle bid. Ek sal by my God hoor en vir julle almal intree. En ek haal my hoed af en ek begin te bid daar soos 'n NG predikant nie kan bid nie. En toe ek klaar gebid het, papa, toe huil die vroumense. En die mans vee trane af en die drank is uitgegooi en die sigarette is doodgemaak en dit is net 'n tranendal. En toe ek nou amen sê, toe sê die Engelse dametjie, oh, that was just great, thank you very much. En toe kom maak daai magtig, daai, ja, ek sê jou Mani, toe kom maak daai menigte mense, toe kom maak hulle 'n lang ry, toe skud hulle my by die hand. Dit is 2015, 10 jaar gelede. Verlede maand, 10 jaar gelede. Hierdie vroutjie het afgesterf. Dit is seker die rede hoekom ek nie haar naam kan onthou nie. Maar in elk geval. Goed. Ek het daai ding toe gedoen en ek gaan terug plot toe en ek gaan werk hard op die plot en ek probeer hierdie Transvaalse Republikeinse Alliansie bou en 'n klompie van hierdie Israel wit teologie mense val my aan. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? En al sulke goed. Julle sal nie glo hoe ek in 2015, 2016 moes vure doodslaan van Israel wit teologie, Christen identiteit, die goed waaroor ek nou praat. Julle sal nie verstaan hoeveel vure ek doodgemaak het nie. Ek het nou nog briewe van mense wat ek gehou het, wat ek teenvoeters voorgegee het. Maar in elk geval, 2016 kom. Ek werk aan die dinge en ek kry 'n oproep hier in 2016. Die dinge beweeg stadig. Nou moet julle weet, in hierdie tyd soek ek die aangesig van die Here. Vader, wat moet ek doen? U het my gesê ek moet hierdie ding doen. En ek het skrif, mense, ek het nou nie die dokumente uitgehaal nie, maar miskien met die volgende video sal ek die dokumente uithaal. En ek het skrif gekry van Vader af, aangaande hierdie saak. En ek het op die skrif gereageer en dit was 2016 gewees. En toe kry ek nou 'n oproep in 2016 en die man wat my toe bel is Isak van Sail. Ek het hom nie geken nie. Hy is van die Boerelegioen. Julle teen hierdie tyd weet baie van julle, hy is die leier van die Boerelegioen. Hy bel my en hy sê vir my, jy weet Richard, man, ek hou waarvan jy praat. Waarvan jy praat, ek hou daarvan. Né? Kan ek en jy nie ontmoet en 'n bietjie gesels oor hierdie saak nie en kyk hoe ons die volk kan vorentoe vat nie? Ek dink wel, hier is die eerste kontak wat die Here vir my gegee het. Ek sien nou, dit lyk soos 'n perie wat op is. Dit is die eerste kontak wat die Here vir my gegee het. Die eerste kontak is Isak van Sail Boerelegioen. Nou gaan ek en Isak gaan mekaar ontmoet. Ek is in Namibië, Isak is in Middelburg, so waar gaan ons ontmoet?
Ek sê Isak, ek land in Johannesburg. En ek kan ten minste 'n geleentheid kry van die lughawe af tot by enige plek in Johannesburg. En dan kan ek jou ontmoet. Jy weet? Hy sê, okay, Richard, reël jy 'n plek? Ek sê, alright, ek maak 'n plan. Ek bel toe weer vir Helmi. En ek vra vir haar, Helmi, ek vra jou baie mooi, kan ek net weer 'n voertuig leen? Net van die lughawe af. Ek sal 'n taxi vat waar ook al ek die voertuig moet optel, net van die lughawe af na die plek toe waar ons 'n vergadering gaan hou. Sy sê seker, jy kan die voertuig kry, maar op een rede. Ek vra nou, wat wil jy hê? Sy sê ek wil saamgaan. Ek sê jy wil saamgaan na 'n vergadering wat jy nie ken nie. Sy sê ja, nee, ek voel ek wil saamgaan. Dit is nou Helmi de Pre wat dit sê. Ek sê goed. Toe bel ek vir mevrou Jolanda Gerber, gebore Bester. Sy is nou getroud, sy is nou nie meer mevrou nie. Sy is nou Gerber, sy is nou eintlik mevrou Gerber. En sy was destyds die bestuurder van Emperor's Palace. En ek het geweet sy was 'n deel van 'n Christengroep gewees. En ek vra toe vir haar, Jolanda, weet jy nie van 'n plek waar ek 'n vergadering kan hou in Johannesburg nie? Sy sê ja, hier by ons, hier by Emperor's Palace, hier staan die inligting hier voor my. Hier by Emperor's Palace kan jy die vergadering kom hou. Sy sê maar ek wil saam. Ek sê, jy wil saam? Sy sê ja, sy wil saam. Ek sê, wel, is jou plek. Sy sal die saaltjie vir ons regmaak vir 'n vergadering tussen my en Isak van Sail. So dis ek en Isak van Sail en hierdie twee vroumense. Nou luister mooi. Julle gaan nou nie vir my glo nie. Ons het daai vergadering gehou op 22 Junie. Wimpy het daardie dag 22 jaar oud geword. Hulle het 'n special hamburger uitgegee, ek onthou dit soos daglig. Hulle het 'n special hamburger uitgegee wat R22 gekos het. Nou hier is die ding. Mevrou Jolanda Gerber, was gebore op 22 Julie. En Helmi de Pre was gebore op 22 September. En Vader praat met ons uit 1 Konings 8 vers 22. Laat ek dit gou kyk of ek daai skrif kan opkry. Want ek wil die skrif in konteks, ek wil graag vir julle die skrif deel in konteks. Ek dink dit was, ek moet nou net, ek kan nie meer alles onthou, maar ek dink ek sal reg wees, dat ek dit gou hierso kyk. Ek dink dit was 1 Konings 8 vers 22. Dit is toe Salomo gebid het oor die huis van die Here. Toe het Salomo voor die altaar van die Here gaan staan. Luister mooi. Toe het Salomo voor die altaar van die Here gaan staan teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei na die hemel. Toe Vader vir my hierdie skrif gee, toe weet ek en Isak van Sail is op die regte tyd, op die regte plek. En ons gaan die regte ding doen. En dit is waar ek en die Boerelegioen by mekaar gekom het in 2016. In 2017. Nog steeds in 2016. Goeie aand ou Christo. Nog steeds in 2016. Dis nou nadat ek vir Isak gaan ontmoet het. Kry ek 'n droom. Ek droom van 'n naam. En ek gaan nie vir julle die naam hierso gee nie, veral nie vir Christo nie. En Christo sal weet, as Christo mooi luister sal hy weet. Ek droom van 'n naam. En ek soek hierdie naam. Ek Google hierdie naam. Toe sien ek hierdie naam is 'n dorp in Suid-Afrika. Toe my oog sien is 'n dorp, toe sê die Here vir my, ry. Papa, nou is daar nie meer 'n Helmi in my lewe wat ek nou ken om 'n kar te leen nie, want ek gaan nou sy uit die prentjie uit.
Sy het haar rol gespeel, sy is uit die prentjie uit. Ek kry toe vir my 'n huurkar. Ek vlieg eers Johannesburg toe. Ek kry 'n huurkar en ek ry na hierdie dorp toe. Die dorp is wyd. Ek kom 5:30 by die dorp aan. Die dorp is stil. Maar ek ry deur die dorp. Dit is 'n klein dorp. En dit lyk asof die dorp in tyd vasgevang is. En ek ry weer uit die dorp uit na daar waar ek ingegaan het en ek stop in die pad op die hoofweg. En ek bid en ek sê Vader, ek klim uit die kar uit. Dit is doodstil om my. Ek klim uit die kar uit. Ek sê Vader, ek het gedoen wat U gesê het. Ek het na hierdie dorpie toe gekom. Ek het niks noemenswaardig gesien nie. Maar ek glo in my hart, ek het gedoen wat U gesê het. Amen, ek gaan nou ry. Toe besluit ek gaan nou nie terug na Johannesburg toe ry nie, ek gaan sommer dwars deur ry Kaapstad toe. Toe ry ek van waar ek was, Johannesburg, Bloemfontein, Kaapstad, dwars deur die nag in die reën gery, toe ek die volgende dag by my suster opdaag in die Kaap, in Bellville, toe's ek opmoeg. Toe slaap ek sommer daar vir 'n dag. En toe vat ek die kar terug na die Kaapse lughawe toe vlieg ek terug, Windhoek toe, Okahania toe. Dis 2016. Daardie naam is baie belangrik, en daardie naam is, of die rede vir daardie naam, ken die Raad van 10 van die Federale Alliansie op hierdie stadium, en net hulle. Eendag gaan ek die naam aan julle bekend maak. Dit is 'n baie belangrike rede hoekom hierdie naam nie bekend gemaak word nie. En ek het nie geweet wat die naam beteken, of wat die dorpie se betekenis is nie, tot 2017. Nou goed, dit is Januarie 2017. Ek droom. Ek sien 2 gesigte. Die een is Hein Marks, en die ander ou is Jack Miller, van die Cape Party. Ek droom van hierdie 2 ouens. Nou, ek het hulle al gesien op Facebook. Ek het nie baie met hulle gekommunikeer nie, maar ek droom van hierdie 2 ouens. Nou kyk, as Vader, ek weet wanneer Vader vir my 'n droom gee, wanneer dit van hom af is. En ek droom van hierdie 2 ouens. En die volgende oggend toe bid ek nou oor hierdie 2 ouens, en Vader sê vir my, Mani, Johan, Vader sê vir my, ry. Jesus, moet ek nou alweer ry? Hierdie keer ry ek met BMW wat my seun vir my gegee het, so ou BMW wat ons reg gemaak het, en ek ry. En ek gaan sien vir Hein Marks aan die einde van Januarie, by sy huis in George. Ek ry vanaf Namibië, Okahania, ry ek George toe. Vrydag aand is ek daar, so 6:00, by Hein Marks, Vrydag aand. Hy maak vir ons koffie, vertel vir my sy vrou is siek, dis hoekom ek dit baie duidelik onthou, die verskillende gebeurtenisse. En hy vertel toe vir my waarmee die United Liberty Alliance besig is. Die ULA, jy het al van hulle gehoor. Goed, hy sê, maar Richard, hoekom is jy hier? Nou onthou, op daardie stadium was daar geen gedagte van die Federale Alliansie nie. Nie 'n gedagte nie. Ek sê, Hein, ek het al hierdie pad gery na jou toe, net om vir jou een ding te sê. Ek sê toe vir hom, wanneer ek eendag na jou toe kom, en ek sê vir jou, Hein, ek wil vir jou die Boere Republieke gee, om vir my te beheer, soos op 'n politieke manier, in ander woorde met ministers en daai tipe van goed. Sal jy dit doen? Toe steek hy sy hand uit, toe vat hy my by die hand, toe skud hy my hand, toe sê hy vir my, Richard, ek vat dit. Ek sê, dis al wat ek vir jou wil sê. Verder gaan ek nou nie meer met jou gesels tot daai dag kom nie. Daai dag het nou nog nie gekom nie. Ek klim toe in die kar. Dis so 8:00 die aand. Ons het nou klaar gepraat, ek kan nie nog langer ophou nie. En ek ry. Waartoe ry ek van George af? Ek ry Kaap toe.
Die volgende oggend is ek by my suster. Ek gaan slaap weer by my suster. Ek het 2:00 die middag het ek 'n afspraak met Jack Miller in Kirstenbosch. 12:00 is ek wakker. Sy het my wakker gemaak. Vinnig geshower, ander klere aangetrek en ek ry Kirstenbosch toe. Ek kom daar by die Kirstenbosch cricketgronde en ek gaan sit daar so in hulle tipe van kroeg, maar ek sit buitekant met 'n Coke. En Jack Miller kom by die trappe opgeloop. En ons groet mekaar beleefd en hy sê vir my nou, Richard, hy praat Engels, why are you here? Ek sê vir hom net 2 dinge. Ek sê vir hom, ek hou van wat jy doen met die Cape Independence Party, of die Cape Party daai tyd. Ek sê vir hom, ek hou van wat jy doen. Onthou, dis 2017, einde Januarie. Ek sê vir hom, ek hou van wat jy doen. Toe sê ek vir hom, as ek eendag na jou toe kom, en ek sê vir jou, ek wil hê jy met die Kaap vir my beheer, op 'n politieke manier, die Wes-Kaap. Wat sê jy vir my? Toe steek Jack Miller sy hand uit en hy skud my by die hand en hy sê vir my dieselfde woorde soos wat Hein Marx gesê het. Hy sê vir my, ek vat dit. Broeder, ek weet nog niks van 'n alliansie nie. Ek gaan kuier by my suster hulle die res van die dag, Sondagoggend ry ek terug na Namibië toe, want Maandag moet ek werk. Ek het my besigheid, my meubelbesigheid, Maandag moet ek werk. Ek ry terug na Namibië toe. April 2017. Begin die Vader met my praat en hy werk vir my. Die Here werk letterlik vir my 'n reis uit, 'n geestelike reis. Dit begin in Lichtenburg, Kreersdorp, Clarence, Bloedrivier, Pretoria. En terug Windhoek toe na Namibië toe. 2017. Ek hoor van 'n man met die naam van Frik Pretorius, Andries Pretorius, wat boeke geskryf het oor Siene van Rensburg. En ek weet, dit is die man wat ek moet gaan sien in Pretoria. Maar April 2017 ry ek. Een van my vriendinne, wat in Okahanja gebly het, sy sê vir my, sy ry saam met my. Nou ek en sy het later ons verhouding gehad, en ek sê het reguit, ons het 'n verhouding gehad, en dit is waar die alfa vandaan kom. Die omega alfa, die alfa en die omega. So ons was so in 'n semi-verhouding gewees, en sy wou saamgaan, en sy het toe vir my die alfa gegee, om mee te ry, en sy ry saam. Goed, ons ry toe Lichtenburg. In Lichtenburg neem ons foto's by die monument van Generaal de la Rey. Vader wys my, voordat ek ry, wys hy vir my, waar die boere gaan by mekaar kom, as gevolg van Siene van Rensburg se visioene. Die Koppie Noord van Lichtenburg. Nou luister vir my, daar is nie 'n Koppie Noord van Lichtenburg nie. Nie op die kaart nie, en nie volgens die terrein nie. Maar Vader vat my na 'n spesifieke plek toe noord van Lichtenburg. En eendag sal ek vir julle vertel hoe lyk daai plek, want almal moet soontoe gaan, wat gekies word om soontoe te gaan. En dit is waar die boere gaan ontmoet. Ek weet presies waar die plek is. En God se humorsin het in daardie gedeelte, het hy 'n groot rol gespeel. Ek kan ongelukkig nie vir julle te veel detail gee nie. Hoekom kan ek nie vir julle te veel detail gee nie? Want op hierdie stadium hier in Suid-Afrika is daar 6 ouens wat dink hulle is die man in brein, volgens Siene van Rensburg se visioene. Nou as ek vir hulle hierdie tipe inligting gee, dan gaan hulle nie sê dit kom van my af nie, hulle gaan sê hulle het dit gekry. So hulle moet maar hulle eie goed gaan uitkrap. In elk geval,
Ek kom op hierdie stuk grond. Nou stop ons daar so. Nou is ek in my pak. Die plek is toegesluit. Daar's 'n heining om die plek. Dis 'n plaashek. Ek klim oor daai plaashek, want ek weet die Here het gesê ek moet hier wees. En as ek nou gevang word of betrap word, dan is dit nou maar so. Kyk, jy moet manne moet hê vir goed, pappa. Weer as die Here vir jou roep, nee, dan doen jy wat hy sê. Ek gaan staan in die middel van daai terrein, nee. En ek bid. En ek sê, Here, as dit nou die grond is wat U wil hê ons moet hê, waar ons gaan by mekaar kom, bevestig dit net vir my. Asseblief. Klaar gebid, ek klim terug oor die plaas hek. Nou is ek in die agterkant van die kar. Ek wil nou my soet uittrek. Ek wil nou my soet se broek uittrek, my pak se broek wil ek nou uittrek, want dit is warm, is ongemaklik. Ek wil nou my jean aantrek, want ons gaan nou Krugersdorp toe ry. Krugersdorp gekom, of nog nie Krugersdorp gekom nie, sorry. Ek sukkel nou om my broek aan te kry. Luister, dit was absoluut komies. En daar kom 'n bakkie aangejaag. Maar daai bakkie skrik vir niks. Hy swart is op die bakkie, hy spat klippe links, nou staan met 'n Alfa op 'n grondpad. En hierdie bakkie skop klippe op wat skrik vir niks. En Louis spring in hierdie pad, en sy waai vir hierdie ou, en die ou dink, ja, hier's moeilikheid, en hy stop. In die meantime het ek vinnig weer my pak se broek aan, en die gordel vasgegespe, en nou klim ek uit die kar uit, en nou staan ons nader, en die boer vra, het julle probleme mense, het julle probleme hierso? Ons sê, nee, ons nie probleme nie. Jy kan nie so jaag nie, man, jy gaan die kar stukken skiet met die klippe en die goed. Hy sê nie, hy is jammer, en ek sê toe, in elk geval, ek is Richard Broodryk, en hy sê toe vir my, sy naam is André Pelser. Jy kon my met 'n plank onderste bo slaan. Ek het gebid dat die Here vir my moet bevestig of hierdie die grond is. Nou, André Pelser was my geestelike pa in die Kaap. By André Pelser het een van die grootste geestelike reise nog ooit in my lewe begin. En ek sal vir julle vertel daarvan op 'n ander video. Ek gaan nou nie vir julle te lank besig hou nie, ek wil net vir julle die geestelike reis klaar vertel. In elk geval, toe weet ek, hierdie is die grond, hierdie ou se naam is André Pelser, dit bevestig iets in my lewe. En die van julle wat wedergebore is, ek dink is almal van julle omtrent, ja, ek dink almal van julle hier is wedergebore. Jy sal verstaan dat daar is geestelike oortuiging wat kom deur tekens wat God vir jou gee. In elk geval, goed, nou is ons gelukkig, ons vat die pad, Krugersdorp toe. Krugersdorp gekom. En ek gaan kuier by mense. Julle sal partykeer sal julle die persoon sien opkom op koffie met brood, Johan is sy naam. Hy het sommer 'n dubbele Johan daar, so Johan. Julle kan vir Johan vra. Sy seun kom kuier die aand by ons, hulle het ons wonderlik bedien. Ons het lekker by hulle gebly vir 2 dae. En die gesprek wat ek daai aand met Johan gehad het, met sy vrou en met sy seun gehad het die inleiding geword van die e-boek wat ek geskryf het, Moerland. Onthou julle daai boek wat ek geskryf het, Moerland, o Moerland. Dit was die inleiding vir daai boek. Het in Krugersdorp plaasgevind. Goed. Krugersdorp ry ons Clarence toe. Wat ek nog nie vir julle vertel het nie, ek het 'n lied geskrywe op een van John Lennon se liedjies. Ek weet nie of ek die lied vinnig sal kan opspoor nie. Laat ek net gou kyk of ek die lied vinnig kan opspoor. O, Here Jesus, waar sal dit nou wees? Sal dit wees by, gee net gou vir my so 'n sekonde. Ek wil net kyk of die lied hierso is. Daar is die oproep, daar is die toestand. Ja, eendag gaan hierdie goed in 'n boek wees. Daar is die monument.
Ok, dit is nou nie hier nie, maar ek het 'n lied geskryf. Een van John Lennon se top liedjies. En toe ons by 'n plek bly in Clarence, toe kom hierdie lied oor die lig. Hierdie lied was vir my in Engels gedoen deur 'n vriend van my in die Kaap. En hy is nou nie hier nie. Maar laat ek kyk of ek nog 'n gaan terug dokumente toe, dat ek dit gou gaan kyk by waar sal dit wees? Nie Simboliek Siener nie. Dit kan dalk hierso wees. Ja, daai is die getekende akkoorde en George. RSA Safa het ek gedoen. Ek net gou kyk of ek dit kan kry. Dit is 'n lied, weet julle nie, wanneer jy besig is met goed, en ons het al so baie goed gedoen, dan Imagine. Die lied se naam is Imagine. Nou hier is die Engelse woorde, dan gaan ek veel in Afrikaans sê. Onthou julle, Debbie is ook hier so by ons. Goeienaand Debbie. Onthou julle hierdie liedjie van John Lennon? Imagine there's a heaven. En nou het ek het die woorde in Engels oorgeskryf. Imagine there's a heaven. It's easy if you try. No hell amongst us. Above us clear blue sky. Imagine all the people living for today. Imagine no corruption and so on. En dan hieronder, imagine one king only, Jesus of the cross. So dit was die Imagine liedjie in Engels. En hier is die Imagine liedjie nou in Afrikaans. Hy moet nog net nee, hoekom as jy nou in Engels weer? Ek het dan nou die Afrikaans. Ek dink hy's aan die onderkant van daai dokument. Dat ek het gou kyk of hy daar is. Maar ek het hom in Afrikaans ook vertaal. Ja. Glo my daar se hemel. Gister, ek kan nie sing nie. Dis nie te moeilik nie. Geen donker dae vir ons. En bo net bloue lig. So die Imagine liedjie kom toe oor die lig. Maar die vrou van die plek kom die aand daar na my toe. En sy kom 3 keer na my toe. Daar op Clarence. En sy sê vir ons, julle moet môreoggend by hierdie plek gaan ontbyt eet. En ek dink by myself, hoekom sal hierdie persoon aandring dat ons daar gaan eet die hele tyd? Ok, toe besluit ek goed, dit is seker 'n teken of iets van die Here af, want ek is nou hier op Clarence, en ek gaan by die wat is daai koppie se naam? Ek sal by die koppie se naam kom, Surrender Hill. Ek het vir Vader gevra wat ek gaan doen in Clarence, en hy het vir my gesê ek moet gaan bid by Surrender Hill. Nou die van julle wat geskiedenis ken, weet dat, daar sê ou Andre, wat sê jy? By Surrender Hill het die boere finaal oorgegee aan die Engelse, aan die kant Clarence. Ek het daai koppie gesoek, ek het hom gekry, ek het selfs die plek gekry waar die plaak op was, wat Afrika afgesteel het, 'n bronsplaak. Die goed hou mos nie. En ek het daar gekniel in die modder en gebid. Maar in elk geval, dit was die vorige dag. Die volgende dag, ek wil nou uit Clarence uit, ek is klaar by Clarence gewees. Ons gaan eet toe ontbyt. Nou, daar's niks noemenswaardig aan die plekkie, die plek doen niks vir my nie. En ek kyk so uit die venster uit en ek sien daar's 'n parkie in die middel van Clarence. Die Clarence se plein. Dis mooi wêreld daai. Ja. Ek wil nog vakansie daar gaan hou. Maar in elk geval, daar's 'n plein en daar's 'n monument. En ek besluit toe, okay, goed, kom ek gaan stap maar daar na die monument toe. Ek net gou hierdie ander prentjie oproep. Hier is die prentjie reg by my. Ek sal sê, nee, hier staan ek by die ding. Dat is vir my 'n ander storie gewees hierdie. Daar kniel ek in die modder. Waar is daai? Hier is dit. Thank you Jesus. En ja. Dit hou raak sommer bewoog. En ek kom toe by die monument en ek kom van die agterkant van die monument af. En ek sien die monument is geopen deur president C.R. Swart 1962, my geboortejaar. En ek dink by myself, okay, dit sê iets, die slag van Nou-Kloof Pas aan die regterkant van die monument. Staan daar, die slag van Nou-Kloof Pas, 1865. Toe ek aan die voorkant van die monument kom, toe is daar 3 name op die monument. Die eerste naam is Ezard Rousseau.
Hierdie is die mense wat daar gesneuwel het, by die slag van Nouwkloofpas, 1865. Die tweede naam is Pieter de Beer. En die derde naam is Gert Broodryk. Die derde naam is Gert Broodryk, en ek sê vir julle, en ek chunk net daar, julle kan op die foto sien, ek is skoon bewoe. Ek sal hierdie goed weer wys eendag op sosiale media, miskien, of op YouTube. En ek raak bewoe, want die derde naam was my voorouer, wat gesterf het by die slag van die Nouwkloofpas, in 1865, en die Here het vir my gewys, waar my voorouer was, en waar hy gesterf het. Terug in die kar, en ons ry Bloedrivier toe. In Bloedrivier, dit is so ironies, gee die vroukie daar vir ons 'n kamer nommer 4, kamer nommer 4, het was my nommer as 'n kind gewees, 4 is 22, kamer nommer 4, die naam van die kamer is Andries Pretorius, die van julle wat al by Bloedrivier was, sal weet waarvan ek praat. Die naam op die kamer is Andries Pretorius, en ek stap in die kamer in, en dit is soos asof ek in die ou tyd was, in die tyd van die voortrekkers. Die katel, die waskom, die ketel, die foto's en die goed, kerse en blakers en you name it. En dit was net amazing. En ek het die volgende dag, tussen daai klip waans, by die plaak wat in die middel van die waans gelê is, het ek gaan kniel en ek het daar gaan bid. So ek slaap in Andries Pretorius se kamer, en ek ry Pretoria toe, en ek gaan sien vir Andries Pretorius, sy bynaam is Frik, wat boeke geskryf het oor Siener van Rensburg, en ek gaan sien hom. En ons sit in sy huis in Pretoria, en ons drink tee, en ons eet koekies, en Frik vra vir my, hy sê vir my, Richard, hoekom is jy hier? Hoekom is jy hier? Toe sê ek vir hom, meneer Pretorius, omdat ek weet wie ek is. Hy teken toe 2 van sy boeke, en ons kry die boeke by hom, en toe ry ek Voortrekker hoogte toe, Voortrekker monument. Toe gaan loop ek rond by Voortrekker monument, en Vader wys my, hierdie is nie my kerk nie. Hy wys my, die Vrymetslaers goed. Hy sê, sien jy hierdie monument? Dis nie my huis, wat vir my gebou is nie. En van daar af toe ry ek terug na Namibië toe. En dit was my geestelike reis in 2017. Toe raak dinge eers stil. Letterlik stil. 2018. Wat hierdie goed aanbetref, ek praat met 'n paar mense, ek werk aan 'n formule, resep ensovoorts. Ek gaan deur Siener van Rensburg se visioene. Eindelik aan die einde van 2017 toe het Vader nog vir my iets anders te gesê, en ek hoop om dit te onthou vir donderdag aand. Toe het hy vir my iets anders te gesê, en ek sal dit nog met julle deel. En ek moet dit onthou, ek moet dit nie vergeet nie, dit is belangrik. En ja, kom ons sê, ons eindig vanaand af by 2017. Begin Januarie 2015, en ons is in, kom ons sê, die middel van die jaar 2017. En dan sal ek julle op 'n latere geleentheid, kom ons noem dit maar deel 2, op die begin van die ontstaan van die Federale Alliansie, dan sal ek julle verder vat op hierdie reis. Mense, dis nie iets waarvoor ek gevra het nie. Ek is beopdrag. En as God jou beopdrag om iets te doen, nee, jy kan nie kop uittrek nie. As jy, indien jy wel kop uittrek, gaan hy dit vir iemand anders te gee, en dit gaan vir jou 'n verlies wees.
Doen wat die Here sê. Sy Bybel is jou handleiding. Doen wat hy sê. Ek weet ons kry dit nie elke dag reg nie, maar ons moet ons bes probeer om te doen wat hy sê. En dan gebeur daar wonderwerke. Daar gebeur wonderwerke. Jy ontmoet mense, Mani, jy doop mense. Onthou jy, Mani? Onthou jy vrou, wie was ons vriend geweest wat ons gaan begrawe het? Ek het hom gedoop vir hom en sy dogter. Kan jy sien hoe die tyd ouens se name uit jou gedagtes uitneem? Maar ek sal sy naam weer onthou. Want dit is 'n belangrike reis hierdie. En jy sien wonderwerke. As jy doen wat die Here wil hê jy moet doen, jy doen dit reg, dan sien jy wonderwerke. Mani was saam met my by daai begrafnis gewees. Mani was saam met ons ook by die Voortrekker Monument gewees. Onthou jy, Mani? 2022. Ja, het was 2022. Die tyd loop. Tyd staan van niemand stil nie. Maar hier is 'n wonderwerk. Doen wat die Here sê, dis die belangrikste. Goed, dis die einde van, kom ons sê, deel 1 van die ontstaan van die Federale Alliansie. Joe van der Merwe. Joe van der Merwe. Hoe kon ek vir Joe se naam vergeet? Ou Joe. Weet julle, Joe was die eerste ou wat vir my data gekoop het. Die eerste ou wat vir my geondersteun het op my reis na Suid-Afrika toe, was Joe. Ag, prys die Here. En ek het die geleentheid gehad om vir Joe en sy dogter te doop. Fantasties, prys die Here. Dit was wonderlik. Maar in elk geval, dit is stories vir 'n ander aand. Julle moet 'n mooi aand hê, alles wat mooi is vir julle, en soos altyd, julle weet mos, lief vir julle.